wat 'n groot gedade het ons om hier te kan wees, cozy die hoekie by mekaar. Jy weet, net iets interessants, die Here is ons altyd een voor. Ek het daar by die werk so 'n hoekie, en as hy beskiet, as hy my sien, dan kry hy vir my. Dan sit nou hier so 'n paar blaasies, en hier, en op my enkels. Maar ek kry hom nie die hande nie. Ek wil hom slaan by. As ek hom voel, dan juk het, en dan is dit 'n blaasie. Toe kry ek 'n gedagte, en ek Google dit. En Google vertel my, verdowing. Bodily general anesthesia, as we understand it, was pioneered by William T. Morton, 1846. Hulle praat wel van probeerslae in die vroeë 1800s. En ek gaan Google mosquitoes and anesthesia. Mosquitoes use anesthesia in the form of a numbing agent in their saliva to facilitate the blood feeding. This numbing agent, along with an anticoagulant, allows them to pierce the skin and draw blood without the host feeling the bite. This anesthesia helps mosquitoes feed more effectively and increase their chances of escaping unharmed. Nou ek weet nie wanneer is die muskiet gekreë nie, voor of na die sondeval nie. Maar die Here is ons een voor gewees. Hy het verdowings vir sy skepping gegee. Die muskiet het ek wil vandag met u praat van oor ek en my geliefde vyande. Hoe hanteer ons iemand wat ons vyandig gesind is? Hy ou wat sommer net vir niks vir ons knor. Weet jy, praat op knor. Hy sê Hebreërs 12 vers 14. Jaag die vrede daar met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Nou vrede te hou met almal is nie so maklik nie. En ongelukkig dis deel van heiligmaking. Ons is nie gered deur ons werke nie. Ons is gered uit genade. Maar omdat ons 'n liefde vir die Here het, 'n liefde vir God het, probeer ons heiligmaking nastreef. Ons probeer dit doen wat hom plesier gee. En ons mag nie die een die ander veroordeel en afdruk en neerkrik of afkraak nie. My pa het altyd gepraat van die wet van God se wet van gelykheid. Filippense 2 vers 3. Moenie iets doen uit selfsug of eie eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Die Here verwag dat ons, as ek jou hoër ag as myself en jy vir my, gaan ons altyd opkyk na die ander een. En ons gaan daai respek hê vir die ander een.
In hierdie geval dink ek ook aan Jesus se woorde, Lukas 6 vers 27. Maar ek sê vir julle wat luister, julle moet jul vyande lief hê en goed doen aan die wat julle haat. Dis moeilik. In ons lewe daar buite het jy gedurig iemand wat jou knaag. Iemand wat iets aan jou doen. Of soms net blootweg vyhandig is teenoor jou. En daai geknaag aan jou is ook nie altyd lekker nie. Hoe hanteer jy dit? Het voel dat jy kan daai persoon invlieg, sê, ag kom aan, doen net iets, ry kry rigting. Maar die skrif sê, jy moet jou vyande lief hê. Ons kan voorbeelde, ons kan kyk na voorbeelde van alles. Van om jou vyand lief te hê, 'n hele oorgawe en die resultaat van dit. Die Bybel, toe begin het met dit, en ek gesien, die Bybel is deurtrek met dit. Romeine 12 vers 20. As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet. As hy dors het, gee hom iets om te drink. Want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop. Dis Romeine, dis Nuwe Testament. Ons kyk na die Ou Testament. En wat vir my baie kosbaar is, Elisa. In hierdie verhaal kan jy vind in 2 Konings 6 vers 8 tot 23. Die Arabiërs het gedurig vir die Israeliete kom pla. En vir hulle kom lastigval, vir hulle ingeval het. En dan het Elisa daar gesit en dan sê hy vir sy knegt, sê, hey, kom hoor gou hier, gaan daar na die koning toe. Dan vertel jy hom, hy moet nou eers oppas. Hier, daar tussen die koppies, daar waar die vallei so maak, gaan waarsku op die Arabiërs is op pad so toe. Dan waarsku jy die koning, dan gaan alles. En die volgende keer, dan sê hy weer, gaan na die koning toe. Gaan waarsku op, die Arabiërs is op pad, daar in die vlaktes toe. En die koning van die Arabiërs, hy roep daar sy manne by mekaar. Hy sê, wie van julle is 'n snitch hierso? Wie is 'n klik, wie? Want die koning van Israel weet alles wat ek doen. Wie van julle is sleg? En die een ou staan op, hy sê, koning, die een van ons. Ons is allemaal loyaal teenoor jou. Maar, aan Israel is een persoon, Elisa, en hy kan vir jou, vir die koning sê, wat jy in jou slaapkamer sê. Die Arabiese koning sê, dis nie goed nie. Waar bly die Elisa? Hulle gaan vind uit en sê, die hy bly in Dothan. Nou Dothan is so'n klein plekkie, so 20 kilometer noord van Samaria af. Nou hierdie verhaal tikkel my baie. Imagine. Nou is die Arabiese koning op pad Dothan toe. Hy stuur sy leer so toe. Struikwaans, perde. En die Bybel sê, jy kan gaan lees in vers 14.
'n swaar weermag. En die dag kom omsingel die plek, toe nou dag word, hier staan die leeu's so, en Elisa stap uit, en sy knegt is nog heel bekommerd en alles, en hy sê vir moenie worry nie, die wat by ons is meer as wat buite staan. En Elisa bid, hy sê, Here, slaan hulle met blindheid. En die Here slaan hulle met blindheid. Ek dink die Here het hulle verstand toegemaak, want hulle kon nie dink of niks doen nie. Hulle het soos 'n spul goudvisse op droë grond daar gestaan. Dit is net die mond wat oopgaan en die asem moet gaan. Elisa stap uit, hy sê vir hulle, kom, ek sê julle wys. Hier is die plek wat julle soek, kom ek wys julle. En hy stap daar met hierdie weermag agter hom aan. Imagine. By Samaria gekom, hulle die stad en daar staan hulle. En die koning by Samaria is hoog ontstel. Wat maak ek nou? Ek hulle doodmaak, met hulle. Elisa sê vir hom, nee, los, geef hulle kos. En hy bid dat die Here die soldate se oë sal oopmaak. Nou imagine, hulle het gestaan met dood aan voor hulle, en skielik staan hulle heel verbuister, hier is hulle in die middel van 'n stad. Hoe het hulle hier gekom? Wat het nou gebeur? En die koning daar by Samaria, die Bybel sê het vir hulle groot ete berei. En vir hulle kos, lekker kos en water gegee, en te drinke gegee, vir hulle huis toe gestuur. Die Arabiërs het toe gelos. Hulle het toe nie weer vir Israel ingeval. Dis vir my so 'n kosbare verhaal, gebeurtenis. Ander voorbeelde, koning Dawid, toe hy nog gevlug het van Saul af. Saul wou hom doodmaak, Saul het vasgegaan om vir Dawid dood te kry. 1 Samuel 24 vers 5. Saul daar die grot gaan lê. Net so 'n bietjie rustigheid gekry. Dawid het die slip van sy mantel afgesny. Sy manne sê vir hom, die manne van Dawid sê aan hom, kyk, dit is die dag wat die Here aan u sê, nou gee ek jou vyand in jou hand, en maak met hom soos goed is in jou oë. Toe staan Dawid op en sny stilletjies die slip van Saul se mantel af. Vers 8. En Dawid het sy manne streng bestraf, en hulle nie toegelaat om teen Saul op te staan nie. En Saul het uit die spelonk uit opgestaan, en sy koers gegaan. Sou ons vir Saul laat gaan? Die man wat ons jaag, wat ons wil doodmaak, wat gedurig op ons keus is. Ek weet nie, as ek het in my mag gehad, ek sou daar met die liefste klap gegee. Die tweede keer, weer Dawid, weer Saul, 1 Samuel 26 vers 8, en Abisai sê vir Dawid, vandag het God die vyand in u hand oorgelewer, laat ek hom tog nou met my spies in een slag teen die grond vassteek, sonder dit 'n tweede keer te doen.
Maar Dawid sê vir Abisai, bring hom nie op nie, want wie slaan sy hand aan die gesalfde van die Here en bly ongestraf? Saul was wreedaardig teenoor Dawid. En nogtans het Dawid gesê, hy bly 'n gesalfde van die Here. Hy is gesalf as koning. Weereens, daai prinsip van jy moet jou vyande lief hê, jy moet respek hê. Saul wou hom doodmaak. Saul het 'n vete teen Dawid gehad. Saul het met alle mag en mening op hom afgekom. En nog steeds staan Dawid terug. Sê die wraak kom my nie toe. Wie is ek om teen die Here se gesalfde? Hy het nog steeds net Saul se foute om beskou as die gesalfde van die Here. Kom ons gaan kyk na die Nuwe Testament toe. Petrus, hy het die Here verloon. Hy het gegaan toe hulle vir Jesus gevange geneem het. Hy was daar in die gebou gewees. Hy kon vir Jesus sien waar hulle met hom staan en praat en te kere gaan. Hy het homself warm gemaak daar by die vuurtjie. En toe hulle sê, maar jy's mos een van hulle. Nee, ken hy maar nie. Maar, tjie. Is dit nie ook maar vyandigheid nie? As ons vandag in die straat is, en iets gebeur, en dit kom by ons op, praat oor die Here, sê die Here, wil nie dit of dat hê nie. En ons bly stil. Is ons gesindheid reg? Is dit vyandigheid aan ons kant, of ons is bang die ander mense gaan vyandig word teenoor ons, en ons wil dit nie aan dit gaan hê. Ons kyk na Jesus. Ons kyk na Jesus self, sy optrede. In Getsemane het hy bloed gesweet. Die benoudheid het hom getref. As hy wou, as Jesus wou, kon hy, hoef hy nie daardeur te gegaan het nie. Ek het iemand gehoor dit doen. En ek het besef met 'n skok. Hoe min mens dink van die effort wat Jesus ingesit het om sy taak te voltooi, hoe committed hy was. Matteus 26 vers 53. Of dink jy dat ek nie nou my Vader kan bid en hy vir my meer as 12 legioen van engele beskikbaar sal stel nie? Hy het dit tot sy beskikking. 12 legioen, die ou Romeinse weermag was 'n legioen in die omgewing van 6000 soldate. So ons praat van iets soos 75.000 engele. Daar is daai hoeveelheid engele op die aarde toesak, is die aarde weg. Want 2 Konings 19 vers 35 en in dieselfde dag het die engel van die Here uitgetrek en in die laar van die Assiriërs 185.000 verslaan. En toe hulle die môre vroeg hulle klaar maak, was dit almal dooie liggame. En dis een engel. Dis een engel. En
En in dieselfde dag het die engel van die Here. Hier sit ons met 75. Die Here kon gesê het net so. Ek is klaar met die spul. Die mense het ek genoeg van. Hy was committed om die volmaakte verlossingsplan vir ons in plek te sit. Dat ons by God kan uitkom, dat ons by Vader kan uitkom, dat ons by Jesus kan uitkom, en dat die Heilige Gees by ons kan uitkom, dat ons by die Heilige Gees kan uitkom. Committed was hy. En hy vra ons moet ook commit teenoor Jesus. Ons vyande lief hê. Almal wat vir ons, dis maklik om vir ons die wat vir ons lief en dierbaar is. Dis maklik om vir ons hier vir mekaar lief te hê. Die Here sê self, doen die heidene nie dit ook nie? Het hulle dit, gee hulle ook nie maar vir mekaar om nie? Laat ons vanaand ernstig weer commit. En laat ons die heiligmaking nastreef. En laat ons doen wat Jesus verlang. Amen. Laat ons commit soos wat hy daai tyd gecommit het, tot die einde toe. As jy op jou knieë staan, daar staan 'n ou met 'n pistool teen jou kop. Ek weet nie hoeveel van ons sal nog steeds sê, Jesus vir my. Ek sal nooit vir Jesus verloor, ek sal by Jesus bly. Die disippels het almal dit gesê. Jy sal nooit. Petrus, ek dink Petrus self het gesê, al moet ek saam met U sterwe. En toe die geleentheid daarvan te sê, ek ken daai man nie, nee, los my uit. Nee. Laat ons bid. Amen. Ek wil gou vir julle iets getuig. Ek was in standaard 6. En daar was 'n meisiekie, my boetie is 6 jaar, 5 en 'n half jaar ouer as ek. En in sy ouderdomsgroep was daar 'n meisiekind wat my nie kon verdra nie. Ek weet tot vandag toe nog nie, wat het ek aan haar gedoen en hoekom het sy my nie verdra nie. Dus so kry ek long the grapevine, kry ek die boodskap sy gaan my slaan. Ja. Ek is nie 'n fighter nie, ek like nie van fight nie, ek is maar bang vir fight. Ek kan fight as ek moet, ek bedoel, ek kan, maar ek hou nie daarvan nie, dis my baie onaangenaam. Ja. En ek hoor weer die boodskap en ek hoor naderhand is ek is naderhand al so bang vir hierdie vrou wat my wil kom slaan, dat ek wil iets oorkom. Nou ons het in so 'n straat so gebly, dan sien jy 'n straat wat so loop en dan gaan daar 'n straat so af. En dan gaan hy nou so, maar as hier nou 'n straat, my vriendin het hier gebly. Ek het omtrent hier so in die straat gebly. Kom ons maak hom so, dis die hoek van die straat. Nou hier was 'n huis gewees. Dan kom ek nou van daardie hoek af en kom ek na hierdie hoek toe, nou loop ek nou op na my huis toe. En die aand, hier 5 uur, 6 uur se kant, loop ek huis toe van my maatjie af, gaan kuier. En toe ek so op daai kant stoelke sien ek, hier kom hierdie huise, hoekse jong mense, almal uit. Nou julle weet hoe breed is 'n sypaadjie daai. Jy kry mos die plat gedeelte van die sypaadjie en kry mos so daai randsteen gedeelte. Hulle sit van hierdie punt van die randsteen om die hoek tot by daai punt van die randsteen. Ek dink nou is ek op daai hoek daar, nou kyk ek dit so. Kyk hoe maak as 'n mens se broek kan bewe, dan my broek gebewe, né? En ek het net so gekyk. Nou ek het 'n keuse. Of ek kan na die hoek toe kom en huis toe gaan, of ek kan kafee toe se kant toe gaan, dan gaan ek deur so 'n steggetjie daar, dan gaan ek so om huis toe. En ek het daai hoek so gekyk. Ek het toe nou die boodskap gekry, sy gaan my nou die dag of dit iets met daarmee te doen. En ek het so gekyk en ek het gedink, wat gaan ek doen? Gaan ek daai kant omloop en dit vir my, of gaan ek dit nou maar face en agter die rug kry? En ek besluit nie, ek gaan nou maar kom, van hierdie kant om huis toe gaan en soos ek sê, ek is so bang ek kan doodgaan, maar intussen tyd praat ek met die Here. Ek is besig hier met my kop met die Here. En toe ek nou so op hierdie kant, soos die pad nou maar so is, dit jy was nou die hoek hierdie kant en die hoek daai kant, toe ek nou daar is, by daai tannie so hoek.
toe kom sy nou so oor die pad gestap. En toe so voor die tannie se hek is, toe kom staan sy nou so voor my. So. Okay. Nou weet ek, hier's nou moeilikheid, maar ek is bang. Ek wil doodgaan, so bang is ek. Nou staan sy so voor my. Ek kan nie onthou wat sy vir my gesê het, of wat, ek kan nie onthou nie. Ek weet net ek het so gestaan, en toe sit ek my voete vas. Toe sê ek, weet jy wat? Die Here sê, as jy my wil slaan, en jy slaan op hierdie wang, dan moet ek ook, sy het my so gestaan. En dit is toe ek so vorentoe trap, en ek staan vas. Ek sê van die Here sê, as jy my wil slaan, moet jy hierdie wang ook slaan. So, hier is die wang, slaan hom. Sy word kwaad, nee. Sy vat nie aan my nie. Sy draai daar om en sy loop. Ek het nooit nie vanaf gehoor. En ek weet tot vandag toe nog nie wat ek kan doen nie. Ek het eers haar boyfriend afgevry nie.